In Ink Luisterstories bied aan. Moord kan verwarrend wees. Geskryf deur Eugene Pinaar. Ag nee, wie is nou so ontydig? Sit net so, dames, ek is nou terug. Verwag jy iemand? Nee, Bets, nie die tyd van die oggend nie. Laat ek gou gaan hoor wie dit is. Goeiemôre. Môre, mevrou Anken Conradie. Dis reg, ja meneer. Waarmee kan ek help? Ek is Jack van Aarde, privaat speurder. Kan ek asseblief 'n paar minute van jou tyd steel? Nou is nie eintlik 'n goeie tyd nie, meneer van Aarde. Ek het gaste. Noem my sommer Jack. Ek is nie 'n meneer nie. Ek neem aan dis die dames van die leesgroepie wat hier bymekaar is. Julle kom ons Dinsdae byeen. Hoe weet jy daarvan? Het jy gesê jy is 'n privaat speurder? Dis reg, ja, Anken. Mag ek jou maar Anken noem? Ja, as jy wil. Ek vra, hoe weet jy van die leesgroepie? As jy nie omgee nie, kan ons liewer binne verder gesels. Ek sal graag met die ander dames ook wil gesels. Ek is nie seker dat dit 'n goeie idee is nie, meneer Jack. Ons tyd is regtig beperk. Kan jy nie asseblief net vir my sê waaroor dit gaan nie? Ek sal verduidelik, Anken, maar liefs nie hier op die stoep nie. Kan ek inkom asseblief? Hoe weet ek? Het jy enige identifikasie by jou? Hier, in my baadjiesak. Ek is nie 'n reeksmoordenaar nie, jy kan my maar glo. Hier. Ek het dit nie gesê nie, maar ons leef in gevaarlike tye. Natuurlik. Hierdie identiteitsdokument sê nie veel nie. Hoe weet ek jy is wel 'n privaat speurder? Anken, asseblief moenie moeilik wees nie. Ek beloof jou, ek is nie hier om julle leed aan te doen nie. Gee my net 5 minute asseblief. Dit sal tot jou voordeel wees. Nou maar goed, kom dan deur. Ek hoop net nie ek maak 'n fout nie. Pragtige huis. Ek is gek oor sulke ou huise met karakter, veral die houtvloer. Dankie. Hierin, asseblief. Dankie. Goeiemôre, dames. Hierdie is Jack van Aarde. Hy sê hy is 'n privaat speurder. Hy wil glo met ons almal gesels. En waaroor nogal? Jy sal weldra verstaan, mevrou. Mag ek vra wat jou naam is? Ekskuus, waar is my maniere? Laat ek julle voorstel. Hierdie is Bets Marits. Daar langs haar sit Liesel Scholz. Aangename kennis, dames. Noem my asseblief sommer Jack. Ek is nie 'n baie formele mens nie. Mag ek julle maar op julle voorname noem? Man, kom by die punt, meneer Jack. Jy gaan nie lank genoeg hier wees om ons name te leer ken nie. Ek ken hulle reeds, Bets. Ek het 'n baie goeie geheue. Veels geluk. Ek is bly vir jou. Waarmee kan ons help? OK, laat ek by die punt kom. Is julle almal huisvrouens? Meneer van Aarde, ek neem ten sterkste eksepsie teen die woord huisvrouens. Dis oudtyds en platvloers om die minste te sê. Ekskuus? Die woord is tuiste skeppers, meneer van Aarde, en nee, ons is nie tuiste skeppers nie. Ons is almal afgetrede beroepsvrouens, Jack. Liesel was 'n onderwyseres en Bets 'n grafiese ontwerper. Ek self was in die bankwese. Afgetree? En julle lyk nie na pensionarisse nie. Nou, hoe lyk 'n blerrie pensionaris dan, meneer Jack?
Ek het dit as 'n kompliment bedoel, Bets. Julle lyk almal besonder goed vir julle ouderdomme. Man, bære die heuningkwas en sê vir ons hoekom jy hier is. Ek is bly dat ek die 3 van julle hier bymekaar gevind het, want hierdie saak raak julle al 3. Mag ek vra, waar is jou man, Anken? My man, Gary is nie hier nie. Wat wil jy met hom maak? Ek kom daarby. Ek vra weer. Waar is Gary? Wat het julle dit met jou te doen, meneer? Jy hoor mos nou, hy is nie hier nie. Hoekom so aggressief, Bets? Het julle dalk iets om weg te steek? Soos wat? Sê jy liewe vir ons, wie die hel is jy eintlik? Wanneer het jy jou man laas gesien, Anken? Grote gedorie meneer van Aarde. U ontstel vir Antjintjie. Haar man is uitstedig vir 'n paar dae. Uitstedig? Waar nogal? Hy is, ek bedoel, wat probeer jy sê? OK, kom ek gooi my kaarte op die tafel. Die waarheid is, jou man is weg, Anken. Jy weet nie waar hy is nie, trouens. Jy het hom presies 'n week gelede vir die laaste keer gesien. Is ek reg? Julle is skielik baie stil. Ek vra weer, is ek reg? Man, so wat as ons hom laasweek gesien het? Die man verdwyn van tyd tot tyd, so vir 'n paar dae. Dis niks niets nie. Hy lê waarskynlik elders by een van sy bywywe. Hoe moet ons weet? Ek dink julle weet baie goed, Bets. Jy sien, hulle het sy lijk gister in die rivier gekry. Wat? Wat bedoel jy, sy lyk? Bedoel jy hy is dood? Hoekom so geskok, Anken? Ek het 'n gevoel dat sy dood nie vir jou nuus is nie. Dalk is dit die feit dat sy lijk gevind is wat jou so laat skrik. Luister hier, Jack. Ons raak nou moeg vir jou insinuasies. Het jy geen menslikheid nie? Jy moet nie so vinnig op jou perdjie wees nie, Bets. Jy en Liesel hier is ewe skuldig. Meneer van Aarde, alle mopsticks. Jy kan nie sommer sulke beskuldigings rondgooi nie. Waarom sou ons dan ook sy skuldig wees? Kom ons hou op om speletjies te speel, dames. Ek gaan dit vir julle maklik maak. Ek weet dat julle 3 sy lijk in die rivier gaan gooi het. Moenie eers probeer om dit te ontken nie. Wat? Hoe die hel kom jy daarby uit? Ek het dit geweet. Ek het julle gesê. Hou jou mond aan, Jen. Hierdie man is van loetjie getik. Ek dink dis beter dat jy gaan, Jack. Ons gaan nie toelaat dat jy hier kom beskuldigings rondgooi. Kyk, ek gaan nie woordspeletjies met julle speel nie. Feit is, hy is dood. En julle 3 het sy lijk verlede Dinsdagnag in die rivier gaan gooi. Ek raai nie, ek weet. Die raaisel wat ek hier is om te ontrafel, is natuurlik wie van julle 3 het hom doodgemaak. Dit wil vir my voorkom asof u 'n breinpouse ervaar, meneer van Aarde. Ek aanvaar jy het bewyse vir hierdie ongeldige beskuldigings. Het jy 'n woordeboek ingesluk of wat, Liesel? Die Afrikaanse taal is vir my belangrik, meneer van Aarde. Julle mors nie daarmee. Anken sê jy was 'n onderwyseres. Nou maak dit sin. Ek neem aan jou vak was Afrikaans. Dit raak jou nie, meneer. Ek vra weer, waar is jou bewyse? Ek het nie bewyse nodig nie, Liesel. Ek weet, glo my, ek weet. Maar wat ek nog nie weet nie vir die tweede keer is, wie het hom doodgemaak? Luister jy nou mooi, meneer Private Eye. Wie dink jy is jy om ons te kom beskuldig? Is jy miskien 'n polisieman? Van wanneer word moordsake deur privaat speurders ondersoek? As jy die waarheid praat, waar is die polisie? Hoekom is hulle nie hier om ons te arresteer nie? Luister hier, dit sal beter vir julle almal wees as julle nou die waarheid praat. As julle eerlik is, kan dit net in julle guns stel. Meneer van Aarde, soos u gehoor het, is ons al 3 met Kierie verlof. In teenstelling met u self, het ons al 'n eind op die lewenspad gevorder. Verduidelik vir my, hoe op aarde dink u, sou ons 3 middeljarige dames dit reg kry om 'n groot, uitgegroeide man die wêreld vol rond te dra en in 'n rivier te gaan gooi? Daar is maniere. Mens hoef nie groot en sterk te wees om 'n lijk rond te beweeg nie. Maar ons kan later die hoe bespreek, vir nou wil ek weet, wie was vir sy dood verantwoordelik? Ag, magtig man, hier gaan jy alweer. U mag dalk dink dat ons onkundig is, meneer van Aarde, maar u sal verkeerd wees. Ons het regte en u oortree nou op ons terrein.
Bets is heeltemal korrek. Moordsake word deur die polisie ondersoek. Hoe kan ons verseker weet dat u is wie u voorgee om te wees? Dames, kom ons raak almal net so 'n bietjie rustiger. Die polisie is deeglik bewus van my besoek hier. Trouwens, ek is persoonlik deur kolonel van Skalkwyk van moord en roof gevra. Om te kom ondersoek instel deur oop kaarte te speel, kan net tot julle voordeel wees. Nou maar kom ek bel die kolonel, dan hoor ons. Het jy vir my sy nommer? Man, jy speel vir tyd. Vertel eerder vir my, wie van julle was die een wat hom vermoor het? Soos ek gedink het. Die kolonel het natuurlik geen benul dat jy hier is nie. Dis te sê, as daar wel so iemand soos kolonel van Skalkwyk bestaan. OK, Bets, jy het my uitgevang. Die polisie weet nog nie hiervan nie, maar die feit bly, een van julle het die man doodgemaak, en toe gaan gooi julle sy lijk in die rivier. Dit lyk nie goed vir julle nie. As julle nie julle samewerking wil gee nie, sal ek geen ander keuse hê as om die polisie in kennis te stel nie. Jack, asseblief, jy verstaan nie. Hier, Ansentjie, hier's vir jou 'n snoetsponsie. Moenie dat hy jou so ontstel nie, vrou. As u nie 'n lasbrief of ander dokumentasie kan verskaf wat u bemagtig om hier te wees nie, moet u liewer nou gaan, meneer Van Aarde. Ek sal loop as dit is wat julle wil hê, maar julle moet besef, die polisie gaan nie so genee wees met julle stories nie. Julle sal voor die voet gearresteer word en dan moet julle in aanhouding probeer om hulle te oortuig dat julle onskuldig is. Ek is hier om dit vir julle makliker te maak. Deur ons om bly die moord te beskuldig. Moenie my laat lag nie. Wie die hel dink jy is jy? Kyk, dis nie my bedoeling om julle aan te val nie. Ek probeer net agter die waarheid kom. Ek glo nie dat een van julle 'n koelbloedige moordenaar is nie, maar ek weet dinge. As julle vir my vertel wat werklik gebeur het, kan ek julle dalk help. Dit was ek. Ek het hom doodgemaak. Hierdie twee is onskuldig. So onskuldig is julle daarom ook nie, Anken. Hulle het jou gehelp om die lijk in die rivier te gaan gooi. Dit maak hulle minstens medepligtig. Jy is reg as jy sê dat ons nie koelbloedige moordenaars is nie, Jack. Dit was 'n ongeluk. Maar ek is die een wat verantwoordelik was vir sy dood. Vertel my meer. Hy het my aangerand. Hy het my gereeld aangerand. Daarvan kan ons almal getuig. Die wetter was 'n vark. Om nie eens van sy rondslapery te praat nie. Hy het net gekry wat hy verdien het. Dit kan ek met 'n oop gemoed beamoen. Die man was niks meer as 'n suurstofdief nie. Sy afsterwe sal die wêreld 'n beter plek maak. Ja, toe nou maar. Kom ons hou by die punt. Vertel vir my wat gebeur het, Anken. Hy het nie verlede Dinsdag gaan werk nie. Hy wou hê ek moes iets vir hom by die apteek gaan kry, maar dit was 5 minute voor die leesgroep hier sou opdaag. Toe ek dit vir hom sê, hak sy kop weer uit. Hy het my begin rondstamp in die sitkamer. Toe klap hy na my, maar toe koes ek en hy slaan mis. In die proses het hy sy balans verloor. En toe vat ek my kans en stamp hom een kant toe. Hy het sy kop teen die hoek van daardie staaltafeltjie gestamp. Toe ek by hom kom, was hy dood. Hoekom het jy nie die polisie gebel nie? As dit 'n ongeluk was. Ek het vir haar gesê om nie polisie toe te gaan nie. Die arme vrou is al deur genoeg met die blerrie vark. Sy het nie nog al die vrae en ondersoeke nodig nie. Ek het gesê, ons moet eenvoudig van die lijk ontslaa raak. Was jy dan hier toe dit gebeur het? Sy was die eerste een van die leesgroepie wat hier opgedaag het, net na die voorval met Gary. Julle besef dat julle dit vir julleself moeilik gemaak het deur sy dood te probeer toesmeer. Ansentjie is onskuldig. Meneer Van Aarde, ek is die ware skuldige. Ekskuus. Bly stil, Liesel. As enige iemand skuldig is, dan is dit ek. Ek is bereid om die gevolge te dra. OK, genoeg nou hiervan. Sien dat julle al twee die blaam wil vat. Kan ek maar net sowel erken. Ek was die een wat hom eintlik doodgemaak het. Moenie laf wees nie. Ek weet wat jy probeer doen. Maar jy kan nie sommer die blaam op jou wil vat nie. Wag so bietjie. Wat gaan hier aan? Ek het jou die waarheid vertel, Jack. Dit was ek. Ag, hou jou smoel man. Daar is iets wat julle nie weet nie. Ek sê julle, ek het die vark uit die lewe gehelp. Genigtig, Bets. Bets, hou op hiermee. Stop dit, dames.
As hierdie 'n taktiek van julle is om die waarheid toe te smeer, dan gaan dit nie werk nie. Laat ek verduidelik, meneer van Aarde. Wat Ansjentjie sê is korrek. Toe ek arriveer, toe lê die lijk, ek bedoel, toe lê hy nog daar. Ek het aangebied om te help om hom te verwyder. Ja, en? Ons wou hom hier uitkry en skoonmaak voor iemand anders dalk opdaag. Ek het hom in die skouers beet gekry, maar toe ons die deur bereik, toe gaan sy oë skielik oop. Toe gebeur wat? Toe maak hy sy blerrie oë oop. Wat 'n deel verstaan jy nie? Sy bedoel die vent het bygekom. So. Hy was nooit dood nie. U moet verstaan, meneer van Aarde. Ek het hom saglik groot geskrik. Asseblief, dit was nie my intensie nie. Ek luister. Toe laat val sy hom en moer hom met 'n marmerpot oor die kop. Maar jy hoor mos, dit was 'n ongeluk. Sy het haar gat afgeskrik. Wat sou jy gedoen het? OK, stop die lorry. Ek weet Liesel jok nie doelbewus nie, maar sy is verkeerd. Ek kan jou verseker hy was reeds dood. Ek sê julle, ek was verdomd die laaste een wat hom doodgemaak het. Wat bedoel jy, die laaste een? Man, toe ons hom in die kar se boot gelaai het, moes ek daar staan en kywie hou, terwyl hulle alles hier binne opruim. Toe maak die wetterwees sy oë oop. Die man was soos 'n kat met 9 lewens. Hy wou net eenvoudig nie vrek nie. Toe dink ek, as ek hom los, gaan hy net weer jou lewe hel maak, Ansjen. Toe wurg ek, die helsem tot hy dood is. Bets, Wat die hel moet ek met die inligting maak? Gewoonlik sukkel 'n mens jou gat af om 'n bekentenis uit iemand te kry, maar hier stry die 3 van julle onder mekaar om die skuldige te wees. Ag, magtig, is dit regtig belangrik. Die bottom line is, die vark het dit verdien. En niemand het hom doelbewus vermoor nie. Bets is heeltemal korrek in haar assessering van die situasie, meneer van Aarde. Die man het Ansjentjie jarelang verniel. Niemand gaan 'n traan stort oor hy die ewigheidtenis nie. Ek hoor wat julle sê, maar 'n mens kan nie sommer die wet in eie hande neem nie. Wie het die blerrie wet in eie hande geneem? Luister jy nie as ons met jou praat nie? Dit was 'n ongeluk, verdomp. Het julle sy dood per ongeluk toegesmeer? En het julle miskien per ongeluk sy lijk in die rivier gaan gooi? Meneer van Aarde, wees tog redelik asseblief. Ons het onsself in 'n onmoontlike situasie bevind. Ek verstaan, maar steeds. wat gebeur nou, Jack? Gaan jy die polisie bel? Nie nou al nie, Anken. Dinge begin vir my duidelik word. Daar is dalk 'n oplossing. Wat 'n oplossing? Selfs al hou jy jou bek, die waarheid gaan tog een of ander tyd uitkom. Verskoon my, daar is iets wat nog steeds nie vir my duidelik is nie. Hoe sou u uitgevind het dat ons van die lijk ontslae geraak het? Dan sal ek ook graag wil weet. Hoe die hel kan jy daarvan weet? Ons het seker gemaak dat niemand ons sien nie. Ek het hom vertel, dis hoe jy weet. Jy? Goeiemôre dames. Julle het my nie hier verwag nie, het julle? Maar, hoe die hel? Wat maak jy hier? Ek het uitdruklik vir jou gesê om te wag tot ek jou laat weet. Laas toe ek gekyk het, was ek die baas, Jack. Laat ons nie vergeet, wie werk vir wie nie. Gary, is jy okay? Die verband om jou kop? O, nou is jy skielik bekommerd oor my gesondheid, teef. Luister hier, jou vark. Jy gaan nie so met Angie praat nie. Nie terwyl ons hier is nie. Of wat? Wat gaan julle doen? Jack, dink jy nie jy is 'n verduideliking aan ons verskuldig nie? Gary het my gehuur om uit te vind wie van julle vir sy sodanige dood verantwoordelik was. Julle is so blerry useless dat julle nie eers 'n behoorlike moord kan pleeg nie. Ek onthou ons twee se onder ons hier in die sitkamer, Ansjen, my lief. Ek het my kop gestamp en my bewussyn verloor toe ek geval het. Die volgende wat ek kan onthou, was toe julle 3 besig was om my van die brug af te gooi, die rivier in. Ek was net te laat om dit te keer, maar gelukkig kan ek swem. Die wetter het wragtig 9 lewens. Inderdaad, Bets. En hulle is nog lank nie opgebruik nie. Maar vandag gaan julle leer om nie met julle meerderes te mors nie. Meerder is 'n gat. Dink jy ons skrik vir jou, Gary Conradi?
Ek gaan jou vereers ignoreer, Bets. Daar is belangrike saakie wat eers aandag moet geniet. Nou toe, meneer die privaatspeler, watter een van hierdie tewe was dit wat my probeer doodmaak het? Jy het genoeg tyd gehad om dit uit te vind. Dis bietjie ingewikkeld, Gary, ou maat. Maar ek het heel wat geleer terwyl ek met die dames gesels het, en dit bevestig maar net my eie gewaarwording. Jou houding het my van die begin af nie aangestaan nie, maar die bottom line is, jy het gekry waarvoor jy gesoek het. Wat bedoel jy? Ek dink dis tyd om die polisie hier te kry. Bel hulle nou. Gary, asseblief. Toe maar, Anken. Wil jy regtig hê ek moet die polisie laat kom, Gary? Wat dink jy gaan hulle doen? Die dames toesluit? Vir wat? Hier is geen misdaad gepleeg nie. Is jy nou skielik kop in een mis met hulle? Dit was ten minste poging tot moord. Ek sê, bel die polisie. Jy is die baas, Gary, ou maat. As jy sê bel, dan bel ek. Maar wil jy regtig hê die polisie moet weet van jou vroueslaanery? As hulle kom, sal ek persoonlik sorg dat Anken 'n formele klag teen jou lê. Hier is 2 getuies wat kan bevestig dat jy haar oor 'n lang tyd verniel het. Moet ek hulle bel of nie? Sê hom, Jack. Wat die jel? Het hulle jou kop vol nonsens gestop? Ek is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. En ek sê nou vir jou, jy het vir die laaste keer in jou lewe aan hierdie mooi vrou van jou geslaan. As sy by jou wil bly, is dit haar saak, maar ek sal sorg dat jy nooit weer aan haar raak nie. Ek by hom bly. Dit sal die dag wees. Hierdie is my huis, Gary Conradi. Trap, voor ek besluit om die polisie te bel. Jou huis? Van wanneer af? Die huis is op my naam geregistreer, Gary. Ek het dit van my ouers geërf. Of het jy dit vergeet? You go, girl. Jy kan nie. Ek is bevrees sy kan, Gary. Jy het nie 'n voet om op te staan nie. Veral met jou geskiedenis. Nou toe, vir wat staan jy daar soos 'n barsblerts wat dreig om te ontplof? Jy het gehoor wat Ansjentjie sê, tyd vir jou om te verdwyn. Voordat ons besluit om ons fout van verlede week reg te stel. Julle gaan blerrie spyt wees. Ag, kyk hoe bewe ons nou van die skrik. Sien jy daai streep by die voordeur? Dis jy wat jou uit die voete moet maak. OK, ek sal loop. Ek hoop nie jy verwag van my om jou te betaal vir jou dienste nie, van aarde. Jy het niks gedoen nie. Alles in die hak, Gary. Ek het vanmôre iets goed gedoen. En dit is baie meer werd as die paar rand wat jy my skuld. Julle sal weer van my hoor. Good riddance. George, sê die bok. Jy het geluister na Moord kan verwarrend wees, geskryf deur Eugene Pinaar. Die volgende stemkunstenaars was te hoor in die onderskeie rolle. Jack is vertolk deur Pieter Viljoen, Anshin deur Judy de Bruin, Liesel deur Pietro Pieterse en Bets deur Karen Loots. Die verhaal is tegnies versorg deur Eugene Pinaar. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.